voorbereiding geniet tot God se woord. Het die God se lofprysing en aanbidding geniet vanmôre? Kan ek amen kry? Kan ek sien wie is bly om vanmôre te wees in die huis van die Here? Ek wil verseker, u is vanmôre op die beste plek. Ook almal wat ingeskakel is, almal wat luister op hierdie media, baie hartlik welkom. Ons glo dat die Here elkeen vanmôre ook gaan ontmoet. Ons glo dat die Here u gaan seën vanmôre. Ons glo dat die Here met u ook sal wees daar in die binnekamer, daar in die huis, dalk ry dalk in die motor. Dalk luister u na hierdie uitsending 2, 3, 4 dae daarna. Maar ek weet, u sal ook hierdie uitsending saam met ons geniet. Dis vanmôre vir my 'n kosbare voorreg om dan vir u te kan bedien uit God se woord soos wat die Here op my hart gelê het. En vanmôre gaan ek 'n baie bekende gedeelte aan u voorlees en ook met u praat oor hierdie gedeelte. Ons gaan so 'n bietjie gesels vanmôre uit God se woord uit. Ek gaan nie die woord noem preek nie, want preek klink so hard. Kom ons gesels bietjie vanmôre rondom God se woord. En die van die Bybel saamgebring het, blaai asseblief saam met my na Lukas 19 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Ons gaan dit daar lees. Lukas 19 vanaf vers 1 tot en met vers 10. En jy sal sien dadelik die opskrif sê Saggeus. En wanneer 'n mens die woord Saggeus hoor of iemand praat van Saggeus, dan herinner dit my onmiddellik na ons kinderjare. Die tyd toe ons nog in die sonnaskool was, waar ons geleer was van Saggeus. Daar's ook 'n liedjie wat ons baie keer gesing het. Saggeus was 'n baie kleine mannetjie. En hy was so baie klein. En dit is wat ek onthou van my kinderjare van Saggeus. Maar vanmôre het ons groot geraak. Ons is vanmôre volwasse mense. Kom ons luister vanmôre na God se woord. As volwassenes, wat gaan eintlik om Saggeus se lewe vanmôre? En my verskoon is so baie ernstig raak, want as ons bedien, dan kan jy nie God se woord lig opvat nie. As ons bedien, dan kan jy nie God se woord saggies praat nie, want sy woord is skerp. Sy woord is soos 'n tweesnydende swaard. Hy sny deur murg en been en hy maak skoon. Daarom sê ek verskoon my as ek so baie ernstig raak vanmôre. U wat ingeskakel is, blaai saam met my asseblief. Lukas 19 vers 1. En hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan, en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n willevyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk,
Die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek vir iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Vers 9. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Vers 10. En vers 10 is ook dan die teksvers van my oordeenking, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek herhaal vers 10. En die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Kom ons sluit die oë. Here, ons sê vanmôre vir U dankie vir U woord wat gelees is. Ek bid nou, Here, dat U hierdie woord in ons harte kom vestig. Ek bid dat U hierdie woord in ons harte kom oopbreek, Here. Ek bid dat U ons 'n geopende oor gee om in te kan neem, want God gaan praat nou met die mens. Here, gebruik dan my nou as 'n spreekbuis. Laat iemand my so raak sien, Here, maak my waardig om hierdie woord af te lewer, soos U dit wil hê, Here. Seën my lippe met 'n koolvuur vanaf die altaar. Ek bid vanmôre, Here, vir akkers wat voorberei word, sodat die saad wat nou gaan val, in akkers gaan wees, wat goeie vrug sal voortbring. Dis my gebed in Jesus naam. En die kinders van die Here sê amen en amen. Dan ook die teksvers van hierdie gedeelte is, uit die boom tot God se genade. Ek het al reeds aan U genoem dat in ons sonnaskool daar was baie gepredik oor Saggeus. En ons nou Saggeus as hierdie klein mannetjie, maar as mense gaan kyk na God se woord, dan Saggeus is eintlik 'n baie ryk hooftollenaar gewees in Jerigo. Die Joodse nasionaliste het hom gehaat vanweë sy hoë posisie in die Romeinse ryk. Ons sien dat Saggeus was nie baie, kan ek sê, baie beïndruk, baie verwelkom onder die mense nie. Want Saggeus was 'n tollenaar gewees en boonbehalwe was hy 'n baie ryk man gewees in Jerigo. Nou die Romeinse ryk het die Jode swaar belas om in die finansiële behoeftes van hul uitgebreide ryk te voorsien. Kan jy sien wat hier gebeur? Die Romeinse ryk het die Jode swaar belas. Daar's belasting betaal gewees en die Romeinse ryk was hiervoor verantwoordelik gewees om dan die finansies of die insameling van die befondsing te laat gebeur. En die Jode was gekant teen belasting betaal, omdat dit 'n wêreldse regering, een wat afgode aanbid het, in stand moes hou. Kan jy sien wat hier gebeur? Die Jode was baie gekant teen hierdie belasting-invorderingsproses. Maar inteendeel was Saggeus ook 'n Jood gewees. Saggeus was ook 'n Jood gewees. Alhoewel hy gewerk het vir die Romeinse ryk, was hy 'n Jood gewees. En hulle was verplig gewees om belasting te betaal. En dieselfde gebeur vandag ook nog in u en my lewe. Die wat werksaam is en die wat 'n salaris verdien in Suid-Afrika, weet ons word belas. Ons weet elke maand as jy gaan kyk na jou salarisstrokie, dan kan jy sien 'n groot gedeelte is afgeneem vir belasting. Ons ken daardie gevoel. Ons weet wat dit is om geld af te bestaan vir belasting. En dieselfde het gebeur ook destyds met Saggeus en die Romeinse ryk.
en hulle moes belasting gaan invorder. Die tollenaars en belastingraadgewers was Jode wat verkies het om op kommissiebasis vir die Romeinse owerheid te werk. Hulle was deur die volk as verraaiers verwerp. Net so 'n bietjie agtergrond rondom Saggeus, dat jy kan verstaan, hoekom het die mense destyds toe Saggeus in die boom klim gevoel, waarmee is hierdie man nou besig? Toe Jesus vir Saggeus sê, ek gaan vanaand of vanmiddag aan jou huis, het hierdie mense baie ongelukkig gevoel oor wat Jesus gesê het. En jy gaan nou sien waarom ek so sê. Dit was oor die algemeen bekend dat die tollenaars te veel belasting gehef het. Hoor baie mooi, dit was so gewees dat die tollenaars te veel belasting gehef het en dan ook so ryk geword het in die proses om van die oortollige geld te neem wat oorgebly het nadat die Romeinse owerheid dan betaal is. Kan jy sien die wrywing wat plaasvind onder mense as gevolg van geldinvordering, as gevolg van belasting betaal, was hierdie volk baie ongelukkig gewees. Die Joodse volk was baie ongelukkig gewees en iewers moet dit tot 'n stilstand gekom het. Geen wonder die skare mense was ontevrede toe Jesus aan huis gaan van Saggeus nie. Hulle het Saggeus gesien as een van die verraaiers, omdat hy 'n tollenaar was. En ons weet 'n tollenaar is 'n baie ryk persoon. 'n tollenaar is 'n persoon wat gaan belasting invorder. En Saggeus het gehoor van Jesus wat deur Jerigo gaan kom. En daar het 'n begeerte in Saggeus se hart ontstaan, en dit was gewees, ek wil Jesus ontmoet. Ek wonder wat sal gebeur, kind van die Here, as ons te hore moet gaan, dat Jesus gaan afbeweeg in hierdie straat. Ek wonder hoeveel mense gaan nog in hulle huise wees vanoggend, as ons hoor, dat Jesus beweeg by West toe. Of Jesus beweeg Green Acres toe. Of Jesus beweeg Makro toe. Ek wonder hoeveel mense gaan in die winkels wees, of by hulle huise, of nog lê en slaap. Ek is seker van mense gaan sê, ek wil Jesus gaan ontmoet. Ek wil Jesus sien. Ek wil die man sien wat krepeles genees. Ek wil die man sien wat wonderwerke doen. Ek wil die man sien wat blindes laat sien. Ek wil die man sien wat dowes laat hoor. Ek wil Jesus sien vanmôre. Dit was die begeerte in die hart van Saggeus gewees, want hy wil sien wie Jesus is. En die God se woord sê, hy was klein gewees. Hy was klein gewees van postuur. En hierdie brandende begeerte was in sy hart gewees, want ek wil Jesus sien. Wat kan ek doen om Jesus te sien? Want hy het gehoor dat mense is besig om genees te word. Hy het gehoor van blindes kan sien. Hy het gehoor van dowes wat hoor. Hy het gehoor van wonderwerke wat Jesus gedoen het voor sy reis. En Saggeus wil Jesus ontmoet. En hy het een plan gehad. Hy kom te by hierdie massiewe willevye boom. En hy sê vir homself, in hierdie boom gaan ek klim. Ek gaan 'n verskil maak. Ek gee nie om van hoe klein ek is nie. Ek gee nie om van my liggaamsbou nie, maar ek gaan 'n verskil maak. Ek gaan 'n plan maak. Ek gaan 'n tak soek. Ek gaan in 'n boom klim, want ek wil by Jesus uitkom. Wat doen u en ek vanmôre met Jesus? Wanneer laas het ons moeite gedoen, jy wat luister, kind van die Here, op die radio of op die media, wanneer laas het jy by Jesus uitgekom? Dit het tyd geword dat u en ek begin ophou om kerk te speel. Dit het tyd geword dat ons by Jesus uitkom. Daar's oorloë en gerugte van oorloë. Ons sien dit, ons hoor dit, ons voel dit in ons sakke.
Ons wil nog steeds met Jesus speel. Ons wil nog steeds met ons godsdienst speel. Saggeus het gespeel met die genade van Jesus. Saggeus het gespeel met die volk van Jesus. Saggeus het gegaan en geld geneem, oortollige geld geneem, want hy wil ryk word. Maar hy besef, ek kan nie verby Jesus kom met my opdragte nie. Ek kan nie verby Jesus kom met my houdings nie. Ek moet stop in my spore, want ek wil by Jesus uitkom. Menigte mense het Jesus gevolg, want hy was baie beroemd gewees. Jesus was baie beroemd gewees, want oral waar hy gaan, het die mense genees en gesond gemaak. En weer eens het Saggeus besef, ek moet by Jesus uitkom. Daar het 'n honger in sy hart ontstaan, daar het 'n honger in sy binneste ontstaan. Hy wil by Jesus uitkom. Ongeag wat mense sê, ongeag wat mense gaan dink van hom. Onthou, hy was 'n baie hoë geëerde mens in die gemeenskap. Hy was 'n ryk tollenaar gewees, ongeag van sy status, ongeag van sy posisie. Hy wil by Jesus uitkom. Hy besef, as hy sterf sonder Jesus, as hy vir ewig verlore. Kind van die Here, rykdom gaan jou nie in die hemel bring nie. Hoor baie mooi. Ek sê nie dis verkeerd om besittings te besit nie. Ek sê nie dis verkeerd om ryk te wees nie. Dis jou gawe. Maar moenie God eenkant toe skuif vir jou rykdom nie. Dis wat hier gebeur het. Saggeus het Jesus eenkant toe geskuif vir sy rykdom. Hy het geld gesien kom. Hy het geld gesien invorder van mense af, waarin mense seer gehad het. Ek wil nie betaal nie, maar hy het gaan vat. En op 'n dag, toe besef hy moet by Jesus uitkom. En hy vat sy kans om in hierdie wille boom in te vaar. En weet jy wat? Jesus het geweet van Saggeus. Want soos wat ons nou hier sit, weet Jesus wat jy dink. U wat ingeteken is, u wat luister, jy wat nou luister, kind van die Here, Jesus ken jou gedagte. Jesus weet presies wat jy dink, ons kan niks vir hom wegsteek nie. Jesus het geweet van Saggeus. Saggeus het sy moed bymekaar gemaak om in die boom te klim. Want hy moet Jesus se aandag getrek het. Wanneer laas het u en ek iets spesiaal gedoen om Jesus se aandag te trek? Wanneer laas het u uitgegaan en sê, Here, ek wil net u aandag so 'n bietjie trek. Ek wil vanmôre my knieë buig voor my bed, Here, want ek wil u aandag trek. Ek wil my saak regmaak met u, want ek wil u aandag trek, Here. Ek wil vanmôre in my boom klim, want ek wil u aandag trek, Here. Wanneer laas het ons die stem van die Here gehoor praat met ons in ons besige lewe? Toe Jesus die man in die boom sien, was sy eerste woorde gewees, Saggeus, klim daar af. Jesus het geweet wat is Saggeus se intensies. Klim daar af. Kind van die Here, vanmôre sit jy dalk in jou hoogste boom.
Dit voel vir jou dat die wêreld miskien op jou val of op jou druk. Jy wil probeer vlug vanmôre. Iets wat ingeteken is, dit help nie, jy gaan vlug nie. Jy sit dalk in jou hoogste boom. Jesus sê vanmôre, klim uit jou boom uit. Hy wil met jou ontmoet. Hy wil met jou praat. Klim uit jou omstandighede uit. Jesus wil met jou ontmoet. Die mense dink Saggeus is 'n bedrieger, maar Jesus het hom ook lief. Mense kan dink van jou wat hulle wil. Mense kan sê van jou kind van die Here wat hulle wil, maar weet jy wat? Jesus het jou lief. Jy is die hartklop van die Here vanmôre. Jy is spesiaal vanmôre in die oë van die Here. Die mense kan maar vir Saggeus sê net wat hulle wil. Jesus het Saggeus lief gehad. Daarom het Jesus gesê, ek gaan vanmiddag by jou in jou huis wees. Hoe sal dit voel as Jesus kom staan by ons vanmôre in lewende lywe en hy sê vir jou, vanmiddag is ek by jou in jou huis. Luister baie mooi. Vanmiddag sê die Here, is ek by jou in jou huis. Wat gaan ons doen? Gaan ons skrik? Gaan ons wegsteek? Gaan ons weghardloop? Of gaan ons sê, kom Jesus, kom en ontmoet met my, kom sit langs my tafel, ek wil met u maaltyd hou. Of gaan ons wees soos 'n Saggeus? Here, kom, u is welkom in my midde. Kom net in my huis, Here, kom in my hart, kom in my siel, kom woon binne in my, sodat ek u heerlikheid kan geniet. In elke gemeenskap is daar nog mense wat dieselfde reageer soos in daardie tyd. Dit is so dat in ons gemeenskappe vandag is daar nog mense wat nog dieselfde reageer soos in die tyd van Saggeus. Die leefwyse van mense vandag dra dit die goedkeuring van God weg. Of is ons soos 'n Saggeus wat in 'n boom klim en sê ek wil weghardloop van my probleme. Die mense dink Saggeus is 'n bedrieger, maar eintlik het Jesus hom ook lief. Jesus sê, Saggeus, klim daar af, want vandag gaan ek in jou huis wees. Jesus kom en hy kies Saggeus. Daar is 'n groot skare mense gewees onder die wat hom gevolg het, maar onder andere kom Jesus en hy kies vir Saggeus. Saggeus, ek wil in jou huis wees vanmiddag. U is klaar gekies. Die prys is klaar betaal. Jesus het elkeen klaar gekies. Die bloed het gevloei. Die prys op Golgotha is betaal. Jy is klaar gekies. Jy is nie verlore nie. Kom met nader aan Jesus vanmôre. In 'n oogwink van ander Saggeus se omstandighede. Die moment toe Jesus sê, Saggeus, klim daar af. Ek is seker daarvan, in my gees se oog was Saggeus so hastig geweest, hy sekerlik in die boom uitgeval. Hy was bang geweest, hy kon dalk Jesus mis. Kan hy sien hoe ernstig Saggeus dit bedoel met sy godsdiens? Kan jy sien hoe ernstig Saggeus dit bedoel om van sy omstandighede te verander
Hy wil nie meer dieselfde Saggeus wees nie. Saggeus klim daar af. Sy ontmoeting met Jesus het hom laat besef dat sy lewe moes verander. Kind van die Here, as Jesus by jou kom stil staan en jy gee jou hart opnuut vir die Here, is jy nooit weer dieselfde nie. Van tollenaar na bloedgewaste kind van God. Kan jy sien wat hier gebeur? Van die uiterste tot die uiterste, van die swakste tot die beste, van ryk tollenaar tot 'n bloedgewaste kind van God. As God kom en hy verander jou, kan niks jou beter maak nie. Hy moes met rente teruggee wat hy oneerlik gevat het by ander. Hy was dankbaar gewees om met Jesus te ontmoet, dat hy nuwe beloftes en voornemens gemaak het. Die moment toe Saggeus besef, ek moet omdraai, ek moet by Jesus uitkom, is daar 'n voorwaarde gewees. Jy sal moet teruggee wat jy oneerlik geneem het by arme mense. En Saggeus moes die pad stap. As Jesus jou verander, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Daar vind volkome verandering plaas. Jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n nuwe skepsel in die Here dan. Saggeus het bewys dat hy verander het deur sy rente terug te gee het wat hy gevat het. Hy het gehou by sy woord, want hy het gevoel in sy hart hy moet verander. Om by Jesus te bly, moes hy die prys betaal. Dit is nie genoeg om Jesus met jou hart te volg nie. Jy moet jou lewe wys dat jy aan hom gehoorsaam is. Dis nie genoeg om vir mense te wys dat jy volg Jesus nie. Jy moet gehoorsaam wees. Dan kan jy Jesus volg met jou hele hart en met jou hele lewe. Ongehoorsaamheid, kind van die Here, is 'n prys om te betaal. Die prys van ongehoorsaamheid gaan wees die hel, waar vuur en vlam nie uitgeblus sal word nie. Openbaring 14 vers 10 sê so mooi vir ons, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Hoor baie mooi. Openbaring 14 vers 10. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Dit sal vuur en vlam wees as jy God nie ken nie. Saggeus het besef, as hy Jesus gaan mis, gaan dit vir ewig te laat wees vir hom. Saggeus maak sy keuse, en hy gee nie om wat mense sê nie. Hierdie ryk man verneder homself en klim in die boom. Hy wou sy saak met Jesus regmaak. Hy wou sy saak met Jesus regmaak. Die afspraak wil hy nie laat ontglip nie. Hy is ernstig oor sy besluit. Ek gaan begin afsluit. Saggeus tussen die skare. Mense wil by Jesus uitkom. Ongeag van sy klein liggaamsbou, maak hy die besluit en klim in die wille vye boom. Hy bedoel
besigheid met sy omstandighede. Hy het vooruit gehardloop sodat hy kon sien wie Jesus is. Want Jesus het daar verby beweeg. Hoe ernstig is ons vanmôre met Jesus? Sal ons deur ons omstandighede druk om by Jesus uit te kom, of gaan ons rondom ons kyk en sê, nee Here, ek gaan dit nie maak nie. Ek het genoeg gehad. Of gaan ons sê, ek wil by Jesus uitkom. Maak nie saak hoe hoog jy sit in jou boom nie. Jesus sê vanmôre, klim daar uit. Klim uit jou boom, ek wil by jou tuis gaan. Los jou boom, ek wil by jou wees. Ek stel belang aan jou, sê Jesus vanmôre. Jesus stel net belang aan jou gehoorsaamheid. Jesus wil redding in jou lewe laat geskied. Jesus het gekom om te soek en om te red vir die wat verlore was. En nou een vraag. Hoe staan jou saak vanmôre met Jesus? Saggeus moes die pad stap. Hy het sy keuse gemaak. Hy het sy kruisie getrek. Hy het geweet wat hy wil doen. Vanmôre wil ek u vra, wil u nie weer opnuut sê, Here, ek trek my kruisie vir Jesus. Ek maak 'n keuse. Ek wil my lewe gee vir Jesus. Ek wil my alles gee vir Jesus. Kom ons maak die oë toe. Kom ons raak stil voor die Here. Here, ons sê vanmôre vir U baie dankie vir hierdie geleentheid om te kan luister na God se woord. Om te kan luister wat Saggeus vir ons beteken. Maar Here, uit hierdie boodskap wil ek vra dat U ons sal kom optel, dat U ons sal kom stig, Here, dat U ons sal kom lei aan dit, dat U ons ook sal maak soos Saggeus. Ek wil by Jesus uitkom. Met alles wat ek het in my binneste, wil ek by Jesus uitkom. Seën vanmôre die boodskap, Here, tot elkeen van ons harte, tot redding van ons siele. Is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen en amen.